Ons gaan saam lees uit Openbaring 5 uit vanoggend. Maar as ons wil verstaan wat in hierdie gedeelte gebeur, ons gaan daar lees van Openbaring 5 af, van vers 1 af tot vers 14. As julle in die Bybel dalk so met oopmaak. As ons wil verstaan waar daar aangaan, moet ons die spanning agter die teks eintlik hoor. Nou, in die Afrikaans is die spanning nie so heeltemal duidelik nie. So ek het so 'n bietjie probeer help om my spanning raak te voel in die eerste vers. OK, ons begin in vers 1 lees so. Ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit, 'n boekrol gesien. Aan die binnekant en aan die buitekant vol geskryf en met 7 seels goed verseël. Ek het ook 'n sterk engel gesien wat met 'n harde stem uitroep: "Wie is waardig om die boekrol oop te maak en die seels daarvan te breek?" Niemand, nie in die hemel, nie op die aarde, nie onder die aarde, was egter in staat om die boekrol oop te maak of daarin te kyk. Ek het baie gehuil, omdat daar niemand gevind kon word wat waardig is om die boekrol oop te maak of daarin te kyk. Toe sê een van die ouderlinge vir my: "Hou op huil, kyk, die leeu uit die stam van Juda, die wortel van Dawid, het oorwin, sodat hy die boekrol en die 7 seels kan oopmaak." Spanning, drama, ongelooflike drama. Daai boekrol sê iets van die hele toekoms. Daai boekrol wat daar met 7 seels of toegebind is, sê iets van die hele geskiedenis van die wêreld en iets van die hele toekoms van die wêreld. Wanneer daai seël opgemaak word, as jy nou 'n bietjie verder sou gaan lees, dan uit daai seëls uitkom daar 'n klomp chaos, oorlog en droogte en siekte en nagmerries oor hierdie wêreld. Maar alles kom uit God se hand uit en daarom word hierdie spanning deurbreek hierso in vers 5, as die ouderling sê: "Hou op huil, kyk, die leeu uit die stam van Juda, die wortel van Dawid, het oorwin, sodat hy die boekrol en die 7 seels kan oopmaak." Dankie tog, ons hoef nie meer in vrees te leef nie. Dankie tog, ons hoef nie meer in die spanning van hierdie gedeelte te leef nie. Die boekrol kan oopgemaak word. Die leeu uit die stam van Juda het die boekrol oopbreek. Kom ons lees verder. En ek het tussen die troon en die 4 lewende wesens en tussen die ouderlinge 'n lam, soos een wat geslag is, sien staan. Hy het 7 horings en 7 oë gehad, die 7 geeste van God, wat oor die hele aarde heen uitgestuur is. Ok, wacht so. Wat gaan nou hier? Ons het nou net vir mekaar gesê, die leeu het oorwin. Die ouderling sê, moenie huil nie, moenie worry nie, die spanning is deurbreek, want die leeu het oorwin. En dan kyk Johannes, maar hy sien nie 'n leeu nie. Hy sien 'n lam. Hy sien 'n lammetjie wat daar staan tussen die ouderlinge. Ek wil nie julle moet vashak by hierdie, hy het 7 horings en 7 oë gehad, die 7 geeste van God. Jy moet nie daarop fokus nie. Wat ek wil hê julle moet op fokus is, ek het tussen die troon en die 4 lewende wesens en tussen die ouderlinge 'n lam, soos een wat geslag is, sien staan. Weet julle het skape, Peter het nie meer regtig skape nie, Dieter, jy het altyd skape gehad, jy het ook skape. Philip, jy het ook skape, né? Jy het nog 'n bietjie skape. Wie van julle het al 'n geslagte skaap sien staan? Dis nie 'n ding wat gebeur het, né? Dit, sien julle wat hier gebeur? Ons verwag 'n leeu. Ons verwag hierdie oorwinnaar, ons verwag hierdie een wat met mag en krag in hierdie wêreld gaan inkom, en wat kry ons? 'n lammetjie. Maar nie sommer net 'n gewone lammetjie nie, een soos 'n geslagte. Die kontras tussen wat ons verwag en wat ons kry, die kontras tussen wat beloof word, hierdie leeu van Juda wat oorwin het, en dan wat ons uiteindelik sien, is 'n amper asof ons hier in 'n muur vashardloop in hierdie teks. Want wat gaan nou hier aan?
wat die seël gaan oopbreek, maar dit is 'n geslagte lam. Hierdie leeu het gekom en hy het homself geoffer. Hierdie leeu wat ons van verwag moet in mag en in krag kom, en dit is wat ons verwag in hierdie wêreld ook. Ons verwag mag en krag, dis wat sy disippels verwag het. Die een wat die Romeine gaan kom oorwin, die een wat Israel weer op die troon gaan sit, Dawid, die een wat uit die troon van die stam van Dawid kom en op die troon gaan sit. En wat kry ons? Ons kry 'n lam, 'n geslagte lam. 'n Geslagte lam wat dan op die einde van die dag sê, ek het dood ook oorwin. Ek het nie gekom met mag en krag nie. Ek het nie gekom oorweldigend nie, maar ek het gewen. Ek het oorwin. Ek leef ten spyte van alles. Kom ons lees verder. En hy het nader gegaan, dis nou hierdie geslagte lam, en hy het nader gegaan en die boekrol geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Toe hy die boekrol neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neergeval. Elkeen het 'n lier en 'n goue bak vol reukwerk wat die gebede van die heiliges is vasgehou. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boekrol te neem en die seels daarvan oop te breek, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God gekoop het uit elke geslag en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal as konings oor die aarde heers. Toe ek weer kyk, hoor ek die sang van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge. Daar was 10.000 maal 10.000, 1000 maal 1000, wat met harde stemme uitroep, waardig is die lam wat geslag is, om die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof te ontvang. En ek het die hele skepping in die hemel, op die aarde en onder die aarde, op die see en alles wat daarin bestaan, hoor uitroep. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die sterkte vir ewig en ewig. Die 4 lewende wesens het ook uitgeroep, amen. En die ouderlinge het neergeval in aanbidding. Die engel kom aan die begin van ons teks en hy vra, wie is waardig om hierdie boekrol oop te maak? Soek vir iemand wat geregtig is, iemand wat magtig is, iemand wat groot en sterk genoeg is om God se oordeel oor hierdie wêreld te gaan uitvoer en om redding en verlossing te bring. Dis amper dieselfde wat ons in Jesaja kry, in Jesaja 6 kry ons, waar God vra, wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? Dis amper daai selfde vraag. Wie kan die boekrol oopmaak? Wie kan ons stuur? Wie gaan vir ons gaan? En dit beklemtoon iets dat hulle kort iemand nie net van krag nie, maar iemand wat vol eerlikheid en vol geregtigheid en vol heiligheid kom. So dit gaan nie net oor om 'n sterk leier te kry wat God se geregtigheid kan of sy wet kan afdwing in hierdie wêreld nie, maar iemand wat in hierdie wêreld kan kom leef en kan redding bring. En wat die teks dalk nou nie duidelik sê nie, maar wat ons moet hoor, is dat die hele skepping, al die mense, al die heersers van hierdie wêreld, nie een van hulle is goed genoeg. Nie een van hulle kan dit doen. Daar is honderde mense wat mag vir hulle self toeëis. In daai tyd moet ons weet, die Romeinse keiser het gesê, ek is 'n God, julle moet my aanbid. Ek is die een wat in beheer is oor die hele wêreld. Ek regeer alles. Hierso kom sê die engel vir ons, niemand is waardig nie. Nie een van hierdie kan doen wat gedoen moet word. Geen engel, geen menslike leier, geen regerder deur die geskiedenis kon nog ooit hierdie rol vervul. Want die mensdom kan nie en kon nog nooit homself red nie.
nog steeds vir 'n Messias. Hulle het Jesus gemis, en niemand anders het in tussentyd gekom wat naby daaraan kom nie. En daarom moet ons verstaan, hoekom huil Johannes? Johannes huil, want hy sê, ons eintlik geen hoop. As niemand hierdie rol kan oopmaak, dan beteken daar's niemand goed genoeg in hierdie wêreld. Daar's niemand in hierdie wêreld goed genoeg om te doen wat God wil hê moet gebeur. En dan daai wonderlike ding by die Engels sê, of jy by die ouderlik sê, moenie huil. Die leeu in die stam van Juda, hy het oorwin. En daai oomblik kom sê hy vir ons iets van hierdie leeu se oorwinning, maar wat nie kom deur politieke mag nie. Wat nie gebeur deur militêre mag nie, maar wat kom deur offergawe. Wat kom deur dood. Wat kom deur bonatuurlik lewe en opstaan. Ons lees iets daarvan ook in Filippense as Paulus skryf, Christus het homself verneder, ja, tot die dood aan 'n kruis, maar God het hom verheerlik, God het hom weer opgelig. Sy oorwinning kom in vernedering. Wys vir ons dat God se mag en God se plan vir hierdie wêreld lê in nederigheid, lê in oorgawe, lê in opoffering aan God. Ons gaan van die leeu na die lam. Die leeu van Juda wat alles uit sy pad uitstoot, na die lam, die geslag. Hierdie is al twee wie Jesus is. Al twee, hy is die leeu en hy is die lam. Dis die leeu wat regeer, maar hy regeer deur opoffering en nederigheid. Ons probleem, dink ek, ons probleem, sê die Bybel, is dat ons altyd soek vir die een wat magtig is. Ons soek altyd om in hierdie wêreld te regeer en te oorleef deur hulle wat kan opstaan. Ek wil nie polities te veel raak nie, maar dis hoekom ons agter Trump aanhou. Dis hoekom ons so negatief is as Ramaphosa useless is. Dis hoekom ons 100 hoeveel jaar terug die hele tyd in 'n ry gesing. Want dit is wie ons is as mense. Ons soek mense met mag. Ons soek 'n redder wat kan kom soos 'n leeu, wat kan brul en almal begin voor hom bewe en hy kan almal uit die pad uit slaan, uit die pad uit vee. Ons hardloop agter magtige redders aan. Ons soek Messiasse op plekke waar Messias nie is. Die Bybel kom sê, Openbaring kom sê, Caesar is nie ons redder. 'n koning is nie ons redder nie. Een of ander engel is nie ons redder nie. Trump is nie ons redder nie. Want niemand is waardig. Niemand is waardig om daai boekrol oop te maak. Net die lam. Die lam is die een wat waardig is. Hy is die een wat ons in sy hande hou. Hy is die een wat regeer oor die toekoms van hierdie wêreld. Hy is die een aan wie nou terug blaai gou na hierdie teks toe. Kyk net hoe aanhoudend is dit. Waardig is die lam wat geslag is om die krag en die rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof te ontvang. Alles wat ons moontlik aan kan dink, alles wat daar moontlik kan bestaan in hierdie wêreld, behoort aan hom. Nie aan enigiemand anders. Aan geen ander skepsel nie, aan geen ander wese nie, net aan hom. En Johannes kom in hierdie openbaring en hy skryf dit vir ons so, dat ons tog net ons oë sal oopmaak en sal ophou ons redding soek op 'n ander plek. Ophou ons Messias soek op 'n ander plek. Dat ons tog uiteindelik
sal hoor, wie is waardig om die boekrol te neem? Niemand, behalwe die lam en die geslagte lam. Dit beteken dat ons hoef nie ons eer en lof aan ander dinge en ander mense te gee. Dit beteken, ek hoef nie my vrede, my veiligheid, my toekoms te sit in ander wesens, ander mense se wispelturigheid. Ek hoef nie vreesbevange en hopeloos en moedeloos te raak oor Ramaphosa useless is en oor die ANC nutteloos is, want ek beloof vir jou, John Steenhuisen gaan net so useless wees. Want dit is wat politici is. Dis wat Trump ook is. Dis wat wie ook al is. Ons toekoms, ons veiligheid, ons vrede lê net in een plek, in die geslagte lam. Dit beteken ek kan anders te leef. Ek hoef nie ander na te jaag nie. Ek hoef nie permanent in vrees te leef en in bekommernis te leef omdat niemand betroubaar is nie, want hy is die een wat betroubaar is. Hy is die een wat reg deur die geskiedenis nog altyd vas staan. Hy is die een wat oorwin en in wie alle hoop lê. Hy is die een wat is en wat was en wat weer sal kom. En aan hom kom toe die krag en die rykdom en die wysheid en die sterkte en die eer en die heerlikheid en die lof. Alles wat ek is, behoort aan hom. Alles wat ek kan wees, behoort aan hom. Kom ons leef so. Kom ons los die ander Messias en kom ons hou op agter ander redding aan hart. En ons soek hom. Amen. Ons bid saam. U is die lam wat waardig is. U is die geslagte wat gekom het ter wille van ons. U is die een wat nog altyd in beheer is. En dankie Here dat ons oë op U gefokus kan hou. Dat ons nie hoef te leef in afhanklikheid van ander mense en ander magte se wispelturigheid nie. Dat ons kan weet, U is die standvastige. U is die een, die God van Abraham, van Isak en van Jakob, die een wat nog altyd red. Reg deur die geskiedenis om altyd getrou. Dat ons aan U kan vashou en uit U krag en uit U oorwinning, maar ook uit U vernedering kan gaan leef. U die lam, die geslagte, help ons om te leef met ons oë op U gefokus. Amen.